Hier is opsomming 9 vir wiskunde graad 6 kwartaal 1 en die onderwerp wat ons na gaan kyk is getalle lyne. So as jy bo begin, 3 verskillende soorte getalle lyne word gevind en die eerste een is, as jy hierso kyk, ons begin by 0 en 2.7 en het ons 'n spasie, spasie, spasie A. So as gou lees hieronder. Hierdie aflees, so die grootte van die interval word gegee. As ons kyk, ons begin by 0 en dan is eers teen 7, so ons weet die interval se grootte is 7. Dis hoef jy dit nie te bereken nie. Jy vermenigvuldig die gevraagde punt en die grootte van die interval. Met ander woorde, as ons A wil bereken, gaan tel ons eers hoeveel spasies is daar. Ons weet dit is 1, 2, 3, 4. En ons het die beginpunt en dan A. So ons tel 4 intervalle of 4 spasies, maar met die grootte van die interval wat 7 is, dan kry ons antwoord van 28. Die tweede getallyn wat ons kry, ons sien hierso, ons het nie waarde hierso nie, maar ons het A, spasie, spasie, 91, spasie, 104. So as ons hierso lees, die grootte van die interval word nie gegee nie, maar wel 2 intervalle langs mekaar. Die 2 getalle se verskil word bereken en die antwoord is die interval se grootte. Met ander woorde, as ons sê 104 minus 91 is gelyk aan 13 en omdat hulle opeenvolgende is, gee dit vir ons interval se grootte. So as ons nou wil bereken en ons sien hierdie getalle lyn loop van links na regs toe, of van klein na groot, wanneer jy kry 91 en dan 104. So as ons van 91 af wil beweeg na A toe, gaan tel ons die spasies, soos 2 spasies wat ons nou links beweeg om by A uit te kom, en ons moet dus minus, so 91 minus die 2 intervalle, maal met die interval se grootte, en dan kry ons 65 wat A se waarde is. Dan by die derde getallelyn, ons sien ons begin met 12, spasie, spasie A, spasie, spasie 72. So die beginpunt en die eindpunt word gegee, dan word die volgende stappe gevolg. So by punt 1, bereken die verskil tussen die eindpunte en die beginpunt. So die eindpunt is 72 en die beginpunt is 12. Dan gaan ons kyk ons by punt 2. Tel die aantal intervalle tussen die 2 punte, soos ons nou tel 1, 2, 3, 4 spasies. En dan by punt 3, deel die aantal intervalle in die verskil in. Met ander woorde, as ons hier so verder lees, die antwoord wat jy gekry het, is die grootte van die interval. So om 'n sekere punt te kry, vermenigvuldig jy die aantal intervalle met hul grootte en plus of minus met begin of eindpunte. Met ander woorde, as ons nou wil punt A se grootte gaan bepaal, dan sê ons eerste doen ons die eindpunt minus die beginpunt, dan kry ons 60. En dan sê ons 60 gedeel deur 4 wat die aantal intervalle is tussen die beginpunt en die eindpunt, en dan tel ons hulle, ons sal sien 4, 1, 2, 4, dan kry ons die waarde van 15. So as ons punt A wil bereken, begin ons by 12. Ons weet daar is 2 intervalle om by A uit te kom, soos 12 plus 2 intervalle, maal met die grootte van die interval wat 15 is, en dit is soos 45 kry. As ons hier na regs toe gaan, sien ons die getallelyn begin by 9.3, dat jy spasie, spasie kry A, en B sien jy lê in die helfte van hierdie 2 punte, en antwoord is nog 'n spasie, en nog 'n spasie, en dan kry jy 63,15. So stap 1 is, bereken die verskil tussen die eindpunt en die beginpunt. Jy sien hier word die beginpunt gegee, en die eindpunt. So dan sê jy 63,15 wat die eindpunt is, minus die beginpunt, gee vir jou 53,85. Stap 2 is, tel die aantal intervalle tussen die 2 punte. Soos ons hier so sien, 1, 2,
So ignoreer al halfpunt 3, 4, 5, soos 5 intervalle. En dan by stap 3, deel die aantal intervalle in die verskil in. Jou antwoord is die grootte van 1 interval. So hierso het ons die verskil gekry, en dan hierso het ons die interval gekry, en as ons hulle in mekaar deel, kry ons die grootte van 1 interval. Stap 4, om punt A te kry, so hierso begin ons altyd, ons het 9.3, om by A uit te kom, gaan ons nou spring oor 2 intervalle, of 2 spasies, met ander woorde 9.3 plus 2 intervalle, maal met die grootte van die interval, en dan kry ons waarde. Dan net om 'n spanner in die works te gooi. Hierso, wat gebeur as die gevraagde punt in die middel van 'n interval is, soos by B? Die intervalle gaan verdubbel en die res van die stappe bly dieselfde. Met ander woorde, hoekom hulle sê dit gaan verdubbel? Want tegnies verdeel jy elke interval ook in sy helfte, soos die. En as jy onthou, oorspronklik het ons 5 intervalle gekry. As ons nou gaan tel, gaan ek so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en dan 10 intervalle. So dit wil sê, as ons na B kyk, B is gelyk aan die 53,85 gedeel deur 10 intervalle, en dan kry ons dat ons interval se grootte 5,385 is. En dan met ander woorde, as ons nou B se punt wil kry, begin ons by, ons het die 9.3, en ons wil B se punt kry, en ons sien ons gaan na regs toe, en die getalletjies raak ook groter, as jy so kyk, stygend, plus 5 maal met 5,385, en dan kry ons antwoord. So is baie belangrik, 'n mens die intervalle gaan verdubbel. So met ander woorde, hier is ons intervalle nou 10, en dit gebruik ons net om intervalwaarde te kry, maar dit is baie belangrik om te sien dat die aantal intervalle van om by B uit te kom, bly steeds 1, 2, 3, 4, was toevallig ook 5 in hierdie geval, skus. Dan as ons kyk na die oefeninge, bepaal die waarde van letters A, B en C by 1.4 en A en B by 1.5. So hierso as ons kyk, ons het 'n beginpunt. Hier sal die A en B, en dan sien ons hierso het ons 2 opeenvolgende punte. Met ander woorde, as ons hulle van mekaar aftrek, weet ons wat die grootte van elke interval is. So kom ons kyk na die antwoorde. Ons kyk net hier na 1.5 wat nogals belangrik is. Mense sien hierso begin 'n mens met 1405366, so 1.405.366. God, so kom sukkel ek nou so. Kom uit daai ding. So hierso het ons begin ons met die interval, so 1.4 iets miljoen, en dan hierso is ons tweede interval, en hulle is opeenvolgende, so ons kan die groot getal van die klein getal aftrek om die grootte van die interval te kry. Wat baie belangrik is om te sien is, hierso het ons 1.4 iets miljoen, dan 1.3 iets miljoen, en dan sien ons, maar hierso het ons 900.000. Met ander woorde, hierdie getallelyn gaan van links na regs toe, en dit raak al hoe kleiner van links na regs toe. Hou dit net in gedagte. Om intervalgrootte te kry, sê mens die grootste getal van die twee en is die kleinste ene. So hier is die antwoorde vir oefening vir oefening 1.4 en 1.5. So ons wil A, B en C gaan bepaal. So daar is 2 opeenvolgende punte, so ons kan die grootte van die interval bepaal. En dan die grootte van die interval is gelyk aan die groot waarde minus die kleiner waarde. As mens hulle van mekaar aftrek, sien jy dat een interval se grootte is gelyk aan 100. So as ons hierso kyk, ons het die beginpunt se waarde en met A bepaal, so ons kan net een interval bytel.
So so tel mens net 100 by hierdie waarde en dan kry ons A se punt. En as mens hierso kyk aan die regterkant om B se grootte te kry, sê ons A plus 100. In woorde ons het nou net A bereken, so plus nog 'n interval en een interval se waarde is 100. En dan dit is hoe ons B se antwoord kry. En dan om C te kry, sê ons reg, ons het B se antwoord. Ons weet wat elke interval se grootte is. Ons moet net tel hoeveel intervalle is tussen B en C. So hierso is dit 1 interval, 2 interval, 3 interval, 4 interval. Ok, mens kan dit ook so doen, maar ek sien as mens nou hierso kyk het na, so om C te kry, ons het hierdie waarde. En daar is 2 intervalle wat gespring moet word om by C uit te kom, en dit is hoe ons C se antwoord kry. So ons sê, daai 99395 plus 2 intervalle maal met die interval se grootte, geef ons hierdie antwoord. Dan as ons na 1.5 toe gaan, hier is het belangrik om te weet dat jy gaan van links na regs, van groot na klein toe, so die getalle raak kleiner as jy so in toe beweeg. So hierso moet ons A en B bepaal. So ons sien heel links is 2 punte wat op mekaar volg, dus kan ons die interval bepaal. So die interval in hierdie geval is, die was eintlik verkeerd gewees. Mens moet sê, dit is elke keer, dit is daardie waarde minus daardie waarde, en dan gaan sien ons antwoord is eintlik 'n minus miljoen. Hierdie is eintlik 'n fout, so dis 'n minus miljoen. So nou om A te kry, sê ons hierdie waarde minus 'n miljoen, dan kry dit is hoe ons A se waarde kry, en dan om B te kry, so ons sien van A moet ons 2 intervalle spring om by B te kom. So let op dat die getallelyn kleiner raak van links na regs, dus moet ons minus. So om B se waarde te kry, en ons het nou net A se waarde gekry, hier aan die linkerkant, sê ons A se waarde minus, omdat dit kleiner raak, en ons spring 2 intervalle van A om by B uit te kom, so dis waar die 2 voor staan, maal met die interval grootte, en dit is hoe ons by hierdie waarde uitkom.